Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, wanneer dit kom by 'n olifantkalf, is dit nogal baie interessant. 'n Pasgebore olifantkalf weeg gemiddeld tussen 100 kg en 110 kg met geboorte. Hulle groei uiters vinnig en kan tot 1 kg per dag optel as gevolg van die ryk moedersmelk wat hulle vinnig in staat stel om hulle massiewe volwasse gewig van tot 7000 kg te bereik. Ongelooflik om te dink hoe wonderlik hierdie diere groei en hoe vinnig hulle groei en hoe swaar hulle is en hoe die Here dit ook so beskik het dan. So liewe vriende, wil ons dan ook vandag so met u iets deel uit die woord van die Here opnuut en dit handel oor wat die Here Jesus sekerlik ook vir ons kom doen het. En jy weet, een van die dinge wat in hierdie lewe swaar is om te dra, is nie 'n groot olifant nie, maar wat swaar is om te dra is die skande in ons lewe. Wanneer ons besef dat ons teen die Here gesondig het, en skande kan sekerlik 'n baie swaar ding wees om vir 'n mens te dra dan ook. Beteken dit dat alles dan verlore is as ek in een of ander skande is? En die antwoord is duidelik uit die woord van die Here: nee. Alles is beslis nie verlore nie, want daar is hoop. Daar is verlossing, daar is 'n oplossing, daar is herstel. En dit is wat die Here vir ons sekerlik kom doen het toe hy aan die kruis kom sterf het, liewe vriende. Het die Here nie net ons sonde op hom geneem nie, maar ook ons skande het hy so op hom kom neem. Ons lees daarso in die woord van die Here in Hebreërs 12 vers 2, het die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Maak nie saak hoe die Here Jesus sonde moes word, en my en u sonde op hom moes neem, en die skande daarvan self moes dra. Hy het dit op hom geneem, omdat hy lief is vir ons, omdat hy weet dat hy vir ons verlossing kan bewerk, dat hy vir ons vergifnis kan bewerk. En daarom het die Here Jesus aan die kruis sy lewe so gegee. En liewe vriende, en nou is die vraag sekerlik wat u vandag self moet antwoord ook, en dit is: hoe dra u skande? Probeer u dit nog self dra? Of bring u dit na die Here toe? Nou, omdat hy juis daarvoor aan die kruis ook om sterf het. En dis die wonderlike boodskap wat daar in die woord van die Here is, dat ons skande na hom toe kan bring. En die Here kom en hy verlos en hy kom reinig, hy maak skoon. En liewe vriend, as u nog vandag self die skande probeer dra, moet jy weet die duiwel vang u om eintlik sy wil te doen. En die Here het 'n oplossing en 'n uitweg gebring, en daarom kan jy die Here Jesus kom vertrou dan ook. Verder, liewe vriende, is dit so ook as ons in Jesaja 50 vers 6 lees, wat die Here sê: ek het my rug gegee vir die wat my slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg nie, smaadhede en bespiewing nie. Liewe vriende, maak nie saak wat dit is nie, die Here het hom nie verberg, hy het nie weggedraai nie. Hy het hierdie volle straf, hierdie volheid van die skande op hom kom neem, sodat hy mense kan vrymaak en dat mense lewe in oorvloed van lewe in die Here Jesus kan ervaar. Die wonderlikheid daarvan, om sekerlik vry te kan leef in hierdie lewe, omdat Jesus ons vrygemaak het. Verder sien ek ook dit in die Bybel, dat daar in Markus 14 vers 65 staan: en sommige het begin om op hom te spieg, en sy aangesig toe te maak, en hom met die vuis te slaan en vir hom te sê: profeteer. En die dienaars het hom met stokke geslaan. Liewe vriende, dink daaraan hoe hulle met die Here gespot het. Dink daaraan hoe skandelik hulle die Here kom behandel het. En die Here het al hierdie dinge deurgegaan, dat u nie nodig het om u eie skande te probeer dra en te probeer hanteer nie. U kan dit na die Here Jesus toe bring. Hy maak vry, hy verlos, en ons dank die Here vir die volkome werk wat hy kom doen. En daarom kan jy met 'n volkome hart na die Here toe kom dan ook. Wil jy dit nie ook so vandag bring? Al daai skande, bring dit na die Here toe. En hy kom maak vry, en ons dank die Here vir wat hy vir u doen. Kom ons bid. Dierbare Here, ons bid vir mense vandag wat in een of ander skande sit en verleentheid sit. Dankie dat hulle dit na u toe kan bring.
en dat U alle sonde vergewe en reinig, en mens witter was as sneeu. En ons dank U, Here, dat jy mense herstel, heeltemal, om ook dan so, dat mense verander word, en 'n kind van God, 'n koningskind om U te dien. Amen.